zurück. Heidi, Clara, was vir julle? 3 briewe op een klap. Peter, my bene is nie meer so vinnig soos joune nie. Onbeskofte kind, laat my sommer so in die veld staan. Brief vir Clara en een vir jou en een vir oupa. Hi, my brief kom van ouma af. Toe nou myne op. Dit is tipies vanaand vir elkeen sy eie Ek wil toeskryf. graag sien dit daar staan. Ja. Ag. Ek wil nie weet nie. Stel jou voor, sy wil hierheen kom. Lees tog hardop. Clara se ouma skryf sy wil hiernatoe kom vir ons te kom kuier. Dis die gawe ouma uit Frankfurt, jong. Is sy die een by wie jy die storieboek gekry het? Ja, sy. Ja, daai een. Oupa het gehoor Clara se ouma kom kuier. Ek het nie net gehoor nie, ek het self gelees. Dit staan in my brief ook. Dink jy dis waar? As ouma iets skryf, dan is dit altyd waar. Eerlik, wonderlik. Adelheid, hou op. Ek het gesê, hou op, dadelik op. Wat maak jy daar met juffrou Clara? Wil jy haar duiselig maak? Ek word nie duiselig nie, ons is maar net bly dis al. As dit wat jy jou gedrag noem, dit lyk vir my meer na stuttigheid as na blydskap. 'n Dame, juffrou Clara, moet haar altyd bedeesd gedra, selfs uitbundige vreugde wys 'n mens nie. Juffrou Rottenmeier, ek begin nou om vir u jammer te kry. Daarop lewer ek geen kommentaar nie. Ek weet wat jy bedoel, maar juffrou Clara is nou eenmaal anders as ander kinders. Maar hoe sal u dit verstaan? Sy is in elk geval 'n zeeseman. En 'n zeeseman is nie 'n bergbewoner nie. Dis snaaks, want sy lyk daarom nog net enige ander mens. Dink ek. Mannetjie, jy sal uitvind dat niemand ongestraf met my die gek skeer nie. Was sy nou alweer kwaad? Het ek dan iets verkeerd gesê? Nee, het nie. Maar sy weet ouma kom. En net omdat sy nie met haar oor die weg kom nie, nou is sy sommer kwaad. Ouma kan juffrou Rottenmeier ook nie verdra nie, nee Heidi. Sy het altyd gesê juffrou Rottenmeier is veel te streng. Daar moet beslis iets daarachter steek. Beslis. Ek het vir hom geskryf dat hy hierheen moet kom na sy kind om te sien. En nou kom sy moeder so op u dogter agterwees. Oh! Sal jy my asseblief nou na die huis stoot, Heidi? Ja. Dankie. Ek kan nie meer wag nie, Clara. Ek kan nie meer wag om jou ouma weer te sien nie. Ek het so baie van haar gehou in Frankfurt. Onthou jy nog hoe sy vir my haar lievelingskamer gewys het sodat ek iewers kon wegkruip? En onthou jy nog hoe sy met ons die uitstap in die stad gemaak het? Ja, maar onthou jy nog hoe sy haar soos 'n beer aangetrek het en ons laat beloof het dat ons altyd vrolik sal wees? Baie keer het sy met my gedans en dan het ons saam liedjies gesing wat sy my geleer het. Ja, en onthou jy nog die aand toe sy blomme in 'n glas getoer het? Natuurlik onthou ek dit nog. Ek onthou alles wat ons gedoen het. Ek onthou die marionette en die singende glase. Ja, en die duisende skoenlappers in my kamer. As sy daar was, sou ons ook die katjie kon gehou het. Ek is seker daarvan. Sy was altyd so goed vir my. Sy was ja. Ons het baie van jou gehou, Heidi. Nie soos juffrou Rottenmeier nie. Sy was partytjie regtig aklig. Ek wou altyd wegloop. Ek wou die hele tyd huis toe kom. Dit was baie keer so vreeslik. Waarom huil jy, Heidi? Wat bekeer? Ag, niks. Dis nou verby. Ek het net weer gedink aan die tyd toe jou ouma nie daar was nie, Clara. Toe was dit daarom glad nie lekker nie. Ek weet. Is jy nog kwaad? Waar kom jy nou daaraan? Natuurlik. Heidi!
gaan kyk daar. Seker sy Heidi. Ouma! Hier is ons ouma. Hier bo. Kyk hier. Ek hoor die kinders loop. Ons is amper bo. Staan stil! Staan, oppas! Trek die toon, styf! Help haar! Ouma! Sjoe, dit was ampertjies. Hallo Heidi, my kind. Gelukkig lyk dit of ek nog lewe nie in die hemel is nie, want hier staan jy voor my. Dis daarom iets om oor bly te wees, né? Goeiedag, ouma. Ag, wees tog so vriendelik om my van hierdie ou olifant af te help. Seker, mevrou. Dankie. Ons het mekaar lanklaas gesien. Vreeslik lanklaas. Jy het gegroei, my kind. Jy is sommer groot geword. Jy lyk baie goed. Ek is vreeslik bly. Ek is ook nog hier. Clara! Kom julle nie hiernatoe nie. Clara sit nie na rolstoel nie. Wonderlik. Moenie my so laat wag. Ja, nee, dis dan nie reg nie, nee. Welkom hier by ons, ouma. Ek is so bly dat ouma gekom het. Ek is net so bly daaroor, Clara, my kind. My eie Clara. Jy is so goed. Sê my, is jy regtig my kleindogter Clara? Ja. Ek kan dit skaars glo, jy lyk soos 'n gesonde kind van die berge. Jy het beslis hier heerlik vakansie gehou, my kind. Mens kan dit aan jou sien. Ek hoop die berglug is vir my net so goed soos vir jou. O ja, ouma. Dis ongelooflik. Bruin gebrand en vrolik, heeltemal 'n ander kind, spekvet en gesond. O nee, ek het nie vetter geword nie, maar ons is die hele dag lank buite en alles smaak so lekker. Ouma weet net nie hoe goed almal hier vir my is nie, regtig. Ek kan my dit voorstel. Sommer goed ook. Kom ons gaan sê dag vir Am hê. Toe. Dit lyk of ek nog 'n bietjie swaarder geword het. Bietjie swaarder sê jy. Jy het sommer baie swaarder geword. Jy is so swaar soos 'n sak aardappels. Ag nee, wat nou speel ouma seker. Is tog nie so erg nie want Pieter kan my darm nog dra. Pieter die bokwagter. Dis mos die seun van wie Harry ons in Frankfurt van vertel het. Hooplik sal ek hom ook darm nou leer ken. Ek is al so nuuskierig oor al jou vriende, Clara. Ouma gaan hulle almal sien. Ja, en die bokke en die honde en die marmotte ook. En as ons gelukkig is, sommer 'n arend ook. Kinders, ek is bly ek is hier. Dit klink vir my alles so wonderlik. Kom u weer vanaand? Ja, natuurlik kom ek weer. Betreks asseblief voor. Ons bly daar oorkant in die hut. Ag nee, mevrou Seseman, ek kan mos nie sommer so op die gras sit nie. Wil u nou vir my kom sê dat u nog nie eenmal van dit hier is plat op die gras gesit het nie, juffrou Rottemeier? Natuurlik nie. Eerstens is dit baie ongesond en tweedens baie onbetaamlik vir 'n dame. U sal ook nooit verander nie, juffrou Rottemeier. Sy het darm so 'n bietjie verander. Een keer het sy so ware langbroek aangetrek en die berg uitgeklim en sy het gesê 'n reënboog is mooi. Is mos nee. Onmoontlik. Juffrou Clara, hou op om met my die gek te skeer. Nou ja, sin vir humor het sy nog nie. Goeiedag, juffrou Rottenmeier. Dag. Welkom mevrou Seseman. Ek is bly dat u u belofte nagekom het. Hy het my baie van u vertel na sy teruggekom het. Ek kan maar net hoop sy het niks slegs vir my gesien nie. Van u het sy ook altyd baie gepraat. En nou dat ek u sien, wie waren ek nou dit, Clara? Hy het u met die skildery verwar. Verskoon my, maar ek weet nie wat u bedoel nie. By al die goed wat hy saamgebring het, was daar nie 'n skildery nie. Ag nee, dis glad nie wat ek bedoel het nie. By die huis in Frankfurt het ons 'n prent, ag wat praat ek nog, 'n olieverfskildery waarvan die kinders baie gehou het. Dis van die heilige Josef. Dit lyk vreeslik baie soos u. O, dis wat u bedoel het. Ag, verskoon tog dat ek so snaaks gereageer het, maar ek dink hy het iets saamgebring wat nie aan haar behoort nie. Heidi, liewe aarde, waar kry u die idee dat ek aan so iets kon dink? Lyk my ek sal ook nooit leer myself reg uit te druk nie. Haai, oupa, gaan ons die hele tyd hier bly staan? Hoekom gaan sit ons nie 'n bietjie elders nie? Dis waar, ja. Ons staan hier gesels en intussen is hy seker doodmoeg na die lange reis. Sal ek vir ouma lekker vars melk gaan haal?
Ja, asseblief, Heidi. Baie dankie. Nou kan ek eintlik van die bokmelk proe waarvan ek so baie gehoor het. Ek kan nie meer wag nie. Goed, kom ons loop. Hoekom loop ouma dan nie? Wat verkeer hè? Heidi, ek het vir 'n oomblik nou net aan iets gedink. Kom ek wys ouma alles. Smaak die bokmelk vir ouma ook so lekker? Dit was heerlik. Ek dink alles is so wonderlik. Ek kan dit skaars glo. Hier sit ek tussen die pragtige berge, drink melk en ek was net 'n paar dae gelede nog in die groot stad gewees. Dit voel of ek droom. Ek kan verstaan hoe jy moet voel. Maar verskoon my asseblief, ek moet net gou. Nee. Kan ek u iets vra? Ja? Het u miskien toevallig die brief gelees wat ek nou die dag nog aan u seun geskryf het? Nee. Ek het glad nie geweet dat jy 'n brief aan hom geskryf het nie. Mevrou Zieseman, ek moet met u praat. As uw kleindogter nog langer hier bly, gaan sy haar studies verwaarloos en haar gedrag sal veel te mense oorlaat. Aangesien juffrou Clara nou gesonder lyk, het die besoek hier sy doel gedien. Ek dink ons moet dadelik vertrek. Nee, ek wil nie nou al huis toe gaan nie. Asseblief ouma, moenie vir my sê ouma het net gekom om my weer huis toe te vat nie. My liewe juffrou Rottemar, ek is bevrees u sal die saak 'n bietjie duideliker moet stel. Goed, ek sal. Juffrou Clara weier om na my toe luister. Sy slaap nie meer in die middag nie, drink nie meer haar medisyne nie en gee glad nie meer aandag aan haar skoolwerk nie. Is dit so? So 'n stoute kind. Ek moet sê ek so na Clara kyk, lyk dit nie vir my of sy eintlik medisyne nodig het nie of hoe. Aha. En ook die boeke nie. Sy moet net haar oë oop hou en rondkyk. Ekskuus, ek's bevrees, ek verstaan u nie. Clara het ook 'n vakansie nodig en ek is baie bly dat dit so 'n lekker vakansie is. Vertel bietjie wat julle alles doen. Waarmee het julle besig gehou? Ons was saam met die bokke veld toe, daar waar hulle elke dag wy. En dan was ons nog verder die berg uit gewees tot by die blomme. My kind, was jy oral heen in jou rolstoel? Nee, Peter het haar op sy rug gedra. Hy het spesiaal vir my 'n draadstoel gebou. Jou sware kind, die hele pad. Ja, En hoe groot is jy? Nou moet seker 'n reus wees, want ek kon jou nog nooit optel nie. Heidi en Clara het 'n groot besonderheid vir ouma vertel wat hulle die hele vakansie saam hier bo in die berge gedoen het. Clara het spesiaal vir haar van die reënboog vertel wat hulle gesien het. En Heidi het vertel hoe Clara vir haar en Pieter in die tent 'n storie vertel het. Mevrou Zeseman was baie bly dat haar kleindogter so gelukkig en so vrolik was. Dit moes 'n wonderlike belewenis vir die kinders gewees het, juffrou Rottemar, maar ek verstaan nie hoe aan u hulle alleen kon laat gaan nie. Dit is presies wat ek nog al die tyd gesê het. Hy is totaal onverantwoordelik. Nou weet u waarom ek die brief geskryf het. Hy het 'n verskriklike harde kop. Ek moes dikwels met hom praat soos met 'n klein kindjie. Ek sal self by hom uitvind. Dis hoekom ek hier is. En Clara, jy kan natuurlik nie jou skoolwerk heeltemal verwaarloos nie. maar ouma het dan gesê ek het die vakansie verdien. Ja, ek het so gesê en jy het mos nou vakansie gehad. Maar Clara, ek dink nie dit is te veel gevra dat jy elke dag 'n uur lank studeer nie. Die dag is mos lank. Goed, as dit dan moet, maar ek dink ouma maak nie mooi nie. Kom leer saam, dan gaan dit gouer. Goed, ek sal. Maar asseblief ouma, nie meer as 'n uur elke dag nie, hoor. 'n Uur is mos lank genoeg. 'n Uur is genoeg. Ek weet niks daarvan nie. My seun het my niks gesê nie. Ek verstaan dit baie goed. Ek neem aan hy wou u die teleurstelling spaar. Dat Clara dalk kan loop. Verstaan dit glad nie. Ek weet dis net 'n moontlikheid, maar nou is daar ten minste hoop.
Ek het al die jare nie meer gewag om daaraan te dink nie. Ek het nooit eers met daaroor gepraat nie. Hoe gebeur dit dan nou so skielik dat die dokter hoop het dat sy weer eendag sal kan loop? Verskoon my opgewondenheid, maar ek is so verras. Ons het al soveel dokters besoek en is elke keer teleurgestel. Ek dink nie ek kan nie voorstel hoe dit is nie. Clara sal miskien weer kan loop. Sy sal miskien weer 'n heeltemal normale lewe kan lei, nes enige ander kind. Glo my, mevrou Seseman, vir my is dit nie meer 'n mondelikheid nie. Vir my is dit lankal werklikheid. Regtig? Ek het Clara die afgelope paar weke baie goed dopgehou. Hoe sy beweeg, wat sy doen, hoe sy reageer. Sy sal een van die dae weer kan loop. Nee, ek kan nie seker wees nie. Maar ek is seker en daarom vra ek jou om haar langer hier te laat bly as die oorspronklike plan. Ons moet dit aan die toeval oorlaat. Dit kan baie gou gaan. Maar dit kan ook baie lank duur, want ongelukkig vertrou sy haarself nie. En sy het ook nog nie besef hoe wonderlik dit is om saam met die ander kinders rond te speel en te hardloop nie. Sy het dit wel gewens, maar nog nie sterk genoeg nie. En daarmee sal ons haar moet help. Sy moet aan niks anders dink as net die wens om eendag te kan loop nie. Nou verstaan ek. Dis hoekom u haar dan sonder hulp alleen saam met die kinders veld toe laat gaan het. U sal van my al die ondersteuning kry wat u nodig het om Clara te help. En ek is seker dit is daar iemand is wat haar selfvertroue weer sal kan gee, dan is dit u aan u. Ek is nou so te mekaar van opgewondenheid. Ek kan dit nie glo nie. Hou Clara hier, solank as wat u dit nodig mag ag. Ons is klaar. Ouma, ons het vandag nog liewer net met 'n halfuur begin. Moet daar is, ouma. Sal ouma met ons kom speel? Ons is Nie klaar. later. Nie nou nie. Ek moet dringend met juffrou Rottemeier gaan praat. Maar ons het al geleer. En ons het dit net gedoen omdat ouma beloof het om saam met ons te speel as ons klaar is. Ouma het nog altyd 'n belofte gehou. Ja, ek weet. Maar ek kan regtig nie nou nie. Toe maar daar's nog baie tyd oor om te speel. Maar daar is nie. Ouma gaan mos gou weer weg. O nee. Ek gaan beslis nie gou weer weg nie. Hierdie keer bly ek. Ook ouma nou. Ouma oordryf alweer. Miskien oordryf ek 'n bietjie. Miskien jok ek ook 'n bietjie. Weet jy dalk wat sy bedoel? Hulle moes seker maar oor iets gepraat het. Ja, maar wat kan dit wees? Ek dood van nuuskierigheid. Liewer nie. Jammer dat ek pla, maar ek moet iets met u bespreek. Wat is dit? Ek moet u asseblief vra om met die volgende trein na Frankfurt toe terug te gaan. Sommer so uit die bloute? Na my mening is die bediendes in die huis al reeds te lank alleen. En jy weet, daar's altyd probleme as daar nie toesig is nie. Dit verstaan ek baie goed. Dis gaaf. Sorg u dan dat alles al 'n normale gang gaan by die huis. Te graag. U weet regtig nie hoe ek dit hier haat nie. Die reuk van boeke en kaas maak my kranksinnig. Ek pak dadelik klaar as Nee, ek praat net van u. Wat sê u? Ek weet nie, het ek reg gehoor? Ek bedoel, het u gesê u praat net van my? Ja, dis reg. Ek kan verstaan dat u verras is, maar u toesig is nodig by die huis. En ek wil hê my kleindogter moet nog 'n rukkie hier bly. U gaan haar tog nie stok sien alleen hier in die wildernis los nie? Ja, ek het Clara nog nooit so opgeruimd gesien soos nou nie. U sien, hier kry sy alles wat sy nodig het. Dinge soos liefde, begrip, vriendskap en beskerming. Het jy nog nie agtergekom hoe gelukkig sy is nie? Ek wil haar van my af wegneem. Die maak is om al die dinge nie by my kry nie. Die kind is vir my alles. Sy is my hele lewe. Moenie so ontstel nie. Verskoon my asseblief. Ek moes nie myself beheers ek verloor het. Dit sal nie weer gebeur nie. Pas jouself op, Clara, en kom sterk en gesond huis toe. Wees asseblief goed vir haar, al mens sy so swak en hulpeloos. Kinders, julle moet soet bly. Kyk, Heidi, juffrou Rottemeier huil. Ja, ek huil, want die onderwyseres het ook gevoel, maar daaraan dink julle mos nie. Ja, maar mens kon dit nooit sien nie. As jy goed opgevoed was, sou jy nie so gepraat het nie. Ek sal later met die kind daaroor praat. Is Peter?
Nou sal ek hom ook uiteindelik leer ken. Die Pieter seker oulike seun, want hy het al so baie vir Clara gedoen. Hallo julle. Pieter, wie wat Clara se ouma is hier? Goeienaand, Pieter. Jy weet net nie hoe bly ek is om jou te sien nie. Ek's Clara se ouma. Goeienaand. Ek sou jou enige plek herken het soos Hadi jou beskryf het. Dis net een soos jy. Clara het vir my geskryf hoe goed jy kan hout sny en dit is nou vir jou. 'n Sakmes. Ek wil daarmee vir jou dankie sê, omdat jy so goed was vir Clara, hè? Ek was nogal gaafbaar. Dit is wonderlik, ek wil altyd so iets gehad het. Wie het dit uitgesoek? Ek? Goed gekies. Nou moet jy vir haar iets daarmee uitsny. Jy weet mos ek sal. Ons sien mekaar weer in Frankfurt, Juffrou Rottenmeier. Tot ziens, ouma. Tot môre. Jy geweet Juffrou Rottenmeier kan huil. Nee, ek het dit nooit kon dink nie. Was nogal snaaks. Die volgende dag het Clara en Heidi sommer baie nuwe dinge ervaar. Hulle het nog vroeër opgestaan en tot hulle eie verbasing was hulle jammer toe Juffrou Rottenmeier weggaan. Net na ontbyt het Clara se ouma teen die berg opgery gekom. Die oggend het hulle almal saam op 'n uitstappie gegaan. Selfs Josef het tot mevrou Zeseman se plesier uit sy eie saamgegaan. Blykbaar wou hy 'n goeie indruk maak. Dit was 'n pragtige, rustige dag. Tot daar iets gebeur het. Iets wat die rustigheid versteur het. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.